Goeienaand en baie welkom by Fokus. Ons het 'n paar gesprekke wat ons in diepte wil bespreek vanaand hier op Pretoria FM en jy is baie welkom. Ek is Susan Botha en ek verwelkom dan ook my gaste hier in die ateljee. Hier aan my linkerkant het ek vir Arno Rood. Arno is operasionele beampte by Solidariteit Beweging Trust. Goeienaand Arno. Goeienaand, lekker om in te skakel. Lekker dat jy hier is, baie dankie. En dan ook professor Koos Malan, 'n genoot by Sakeliga. Baie welkom prof. Goeienaand, Susan, Arno en luisteraars. Ek het gedink daar's 'n paar goed wat ons oor moet bespreek, onder andere van die groot gebeure van die afgelope week, die 30 Junie betogings wat vir baie lank oor gepraat is, die kabinetskuiwe wat ons ook gesien het verlede week, en dan ook Solidariteit AfriForum, NIASA en die Vryheidsfront Plus het die Amerikaanse ambassadeur gaan besoek. Wat het daar is daar bespreek en wat het daar gebeur, en dan ook oud-president Jacob Zuma wat Indië besoek het en meer spesifiek een van die Gupta broers wat tans 'n voortvlugtige is hier in Suid-Afrika. So kom ons val eerstens weg en ons kyk na 'n nabetragting van die 30 Junie betogings. Arno, as ek hier met jou kan begin. Dit is 'n geleentheid wat vir baie lank bespreek is, wat gehandel het oor die teen-migrante beweging van March en March, en daar was baie wat gesê is, baie vrese wat ontstaan het en baie inligting wat gedeel is, maar op die ou ende bespreek of eintlik beskryf as 'n grootliks vreedsame betoging. Jou opinie daaroor? Ja, grootliks vreedsaam. Dit is 'n interessante stelling dat ons dit dinge soos hierdie as dit moet ag. Maar ja, ek dink ons het almal ons asem eintlik opgehou in die aanloop hiertoe met die vrees dat ons weer 'n Julie 2021 situasie gaan sien waar dele van die land regtig gebuk gegaan het onder ernstige geweld. Maar wat uiteindelik gebeur het was baie minder so. Dit was grootliks georganiseerd, dit was grootliks vreedsaam. Ek dink wel wat vir my belangrik is so 'n bietjie om te kyk na hoe ons gekom het tot daar en wat die implikasie vir ons nou vorentoe is vanaf daai perspektief. En as 'n wegtreeplek dink ek dis belangrik om net te stel. Die kwessie rondom immigrasie, rondom die werkloosheidssyfer, al hierdie goeders is met mekaar gekoppel. En dit is 'n ernstige las wat ons voor die voete van die regering moet plaas, dood eenvoudig. Hulle het versuim in hulle verantwoordelikhede om na hierdie dinge om te sien. En wat dit veroorsaak het, is daar dood eenvoudige vakuum as gevolg van die staat se kapasiteit geskep, hierdie vakuum is geskep, en rolspelers soos March en Operation Dudula, tot 'n mindere mate in hierdie geval, het gekom en hierdie vakuum kom vul. En hoe dit gelyk het, is dat eintlik, ek dink die een Daily Maverick artikel het dit vir my nogal mooi gestel, hulle het na hulle verwys as microwaved leaders, mense wat uit niks en nêrens eintlik gekom het nie, wat gestyg het tot op die vlak wat hulle in gesprek met die president getree het en wat daar legitimiteit tot hulle geskep is, dood eenvoudig uit hulle vermoë om daardie spasie te vul. En nou of hulle georganiseerde befondsing en dies meer kry, dit is 'n ander saak. Maar wat dit wel vir ons sê, is dat daar waar die regering hulle pligte nie nakom nie, waar hulle nie meer die vermoë het om hulle spasie op te vul nie, gaan rolspelers soos hierdie daardie spasie betree. En partykeer kan hulle goeie intensies hê en ander kere definitief nie. En ons sien rolspelers soos March to March en veral diegene wat so in die periferie van hulle beweeg, wat ernstige uitlatings oor geweld maak, wat ernstige uitlatings oor buitelanders maak. En ek dink wat ek nogal spesifiek in hierdie beleef het, is 'n spieelbeeld na gesprekke rondom Afrikaners ook. Hoe daar gesê word, gaan terug na jou land toe, hoe daar gesê word, ons kom vir jou. En dis glad nie om te sê dat hierdie eenderse regsposisie is nie, maar indien daar nie bestuur oor narratiewe toegepas word nie, en indien daardie vakuume nie met welwillende akteurs gevul word nie, dan staar ons ernstige risiko in die gesig in die pad vorentoe. En dalk is die volgende nie weer so vreedsaam soos wat hierdie was. Baie interessant wat jy daar ook genoem het. Professor, ek wil vir jou vra, want ek het nou ook gesien in aanloop tot hierdie betoging die 30ste Junie, was al van die Afrika lande wat baie hewig gereageer het op van hierdie beweringe wat daar gemaak word en die dreigemente wat daar gemaak word. Hoe het dit die verhouding wat Suid-Afrika met hierdie lande gehad het beïnvloed?
Ek dink die verhoudings is 'n ruk gelede al baie ernstig geskaad. Die feit dat daar daarmee deurgegaan is op die 30ste Junie het die verhoudings erger geskaad as wat dit was. Die agtergrond hiervan is dat Suid-Afrika sedert die ANC om 'n wind gekom het in 1994 veral toe geposeer het as 'n leier in Afrika, as 'n toonaangewende skynende lig, die draer van die gedagte van menseregte. Dit alles is daarmee heen. Nou is dit binnelandse kwessies wat dood eenvoudig dikteer dat mense as dit ware na vore moes tree, soos Arno gesê het, om die vakuums te vul wat deur regerings swakheid gelaat word. Waarmee ons te doen het is, maar ek moet nog jou vraag antwoord. Waarmee ons te doen het in Suid-Afrika is, dit is nie 'n mooi term nie, maar dit is eintlik 'n vorm van nuwe primitiviteit of nuwe primitivisme. Wanneer jy werk met 'n staat, dan behoort 'n staat oor genoegsame regeergereedskap te beskik. Dis ook 'n belangrike konsep ons gaan dit later dink ek in die program ook bespreek met verwysing na ander dinge. Nou wat gebeur het is dat die regeergereedskap is doeteenvoudig toenemend afwesig. Daar was nie regeergereedskap waarmee gepaard gaan regeerkunde nie, as gevolg waarvan miljoene mense die land binnegekom het. Daar was nie regeergereedskap om dit te hanteer nie, as gevolg waarvan daar geweldige werkloosheid is, en as gevolg waarvan ons armoede het, iets soos 23 miljoen mense wat eintlik in 'n staat van armoede leef, en daar miljoene mense wat elke aand honger gaan slaap. Nou, dit is teen daai agtergrond wat hierdie goed gebeur het. Vanweë die gebrek aan regeergereedskap, wat gelei het tot gebrek aan behoorlike beleid, wat daartoe lei dat Suid-Afrika eintlik in 'n toenemende situasie van staatlose nuwe primitivisme verval. En dit is hoekom jy hierdie soort van toestand kry. Die rede waarom dit uiteindelik nie oorgegaan het tot grootskaalse geweld nie, is eintlik grootliks danksy die privaat sektor, wat die privaat sekuriteitsbedryf insluit, maar wat ook ander privaat akteurs soos buurtwagte, plaaswagte ensovoorts insluit, en natuurlik ook die publiek, die algemene publiek wat in die algemeen baie verantwoordelik te werk gegaan het. Kyk, wat gebeur het is dat die land uiteindelik in 'n groot mate gesluit. As jy na Pretoria se middestad toe gegaan het die betrokke dag, dan het jy gevind dit is 'n spookdorp of dan 'n spookstad. Maar goed, terug by jou vraag. Wat gebeur het is dat daar is nou 'n indruk gevestig van Suid-Afrika wêreldwyd, maar meer bepaald ook in Afrika, waar Suid-Afrika veronderstel was om die vlag van menseregte ensovoorts te dra. As daai vlag eenmaal gestryk het, meer korrek gestel, wanneer daai vlag eenmaal laat val is daai vlag finaal laat val. Want dit gaan nog bovendien gepaard waarmee dat ook in die Verenigde Nasies konteks het hierdie kwessie ook ter sprake gekom, dat daar lig op Suid-Afrika geskyn word as inderdaad nie in staat om sy burgery behoorlik te voed nie, en ook nie na die buitelanders na behore om te sien nie, nadat die probleem geskep is. En ek dink dit effek daarvan is om dat Suid-Afrika eintlik, en dis die kern van die saak met betrekking tot jou vraag, dat Suid-Afrika onder die ANC uiteindelik 'n probleemstaat is, wat nie by magte is om sy probleme self op te los nie, wat twee reaksies uitlok, en ek volstaan daarby. Die eerste reaksie is, in aansluiting by wat jy gesê het, dat die publiek toenemend na vore tree, want dis wat ons in Suid-Afrika kry, 'n toenemende privatisering, en begrip wat mens ook maar kan gebruik, 'n verburgerliking van funksies, wat doodeenvoudig deur die burgery oorgeneem word. Maar daar's ook iets anders, en dit is dat die buiteland toenemend ook verantwoordelikhede oorneem, wat die Suid-Afrikaanse regering klaarblijklik nie bevoeg is om te kan vul nie. Op die oomblik is dit goed, ons sal ons burgery uitneem, maar ons mag by 'n situasie uitkom waar dit is nie, maar ons gaan oor tot 'n meer aktiewe vorm van intervensie, om uiteindelik iets te doen met betrekking tot die gevolge van die val van julle beleid. Ons het nou gesien dat daar baie Malawiërs en baie Somaliërs en baie Zimbabweërs terug is na hulle lande, onder andere. Maar as 'n mens gaan kyk na die verwerking van hulle aansoeke, dan is hulle al 'n geruime tyd hier wat hulle wag vir hulle papierwerk om afgehandel te word. En in die tussentyd belê hulle met besighede, en mense kan nou maar vraagtekens daar agter sit, maar nie almal van hulle is noodwendig onwettig
hier terwyl hulle wag vir hulle papiere om uitgesorteer geword nie, wat my weer eens terugbring na wat jy genoem het van die bevoegdheid van die regering om hierdie tipe van funksies dan te verrig. Die ander vraag, en ek dink dit is die laaste vraag wat hierdie gesprek aanbetref, dreig daar nou 'n humanitêre krisis wat hierdie migrante aanbetref en hierdie staat die bevoegdheid om dit te kan hanteer. Arnes, ek vir jou kan. Wel, ek dink as 'n wegspringplek het ons 'n internasionale politieke omgewing reeds waar Amerika Suid-Afrika met valkoë dophou, spesifiek rondom die Afrikaner kwessie, maar daar's soos baie ander elemente wat ook hierby inspel. En ons het gesien dat die verwikkelinge wat in hierdie tyd plaasvind, eintlik skietkrag vir die Amerikaners in hulle gesprekke gegee het. Ons het gesien hoe die Afrika Buro direk kommentaar lewer op die handeling of en hantering van buitelanders hierso. Hoe hulle sê dat Suid-Afrika in wese sy platform as voorspreker vir menseregte verloor weens situasies soos die. En dit plaas die Suid-Afrikaanse regering, het sy goed of sleg, in 'n negatiewe posisie en in 'n slegter posisie in hierdie onderhandelinge om normalisering van verhoudinge met die VSA te kry. En ek dink reg oor die internasionale politieke spasie is dit 'n groot druk wat op hulle geplaas gaan word. En as ons dan nou spesifiek dit bring by humanitêre kwessie, die staat se vermoë om te sorg vir sy eie mense eerstens is so swak dat dit die teelaarde geskep het vir hierdie frustrasies. Maar nou om vir ander mense te moet sorg, sien ons doeteenvoudig dat daai vermoë nie voldoende daar is nie. Ons sien rolspelers soos Gift of the Givers wat weer eens intree met busdienste en dies meer om te moet bystaan en weer eens net hierdie gaping wat gelos word vir probleme om op te duik weens die staat se onvermoë. Susan, ek wil net vinnig hierdie punt maak. Ek sien daar is 'n gesprek waarin die vraag gevra word: wie sit agter March and March? Wie sit agter hierdie aksie? Wie finansier dit? Is dit nie dalk die Israeliese regering nie? Hoor ek is een van die vrae wat gevra word. Dit is absoluut nonsens. Die feit van die saak is, dit is 'n simptoom van probleemontkenning. As jy self die probleem gemaak het, moet jy ten minste bewus wees daarvan dat jy is die outeur van hierdie probleem, sodat jy kan weet, maar as ek die probleem geskep het, dan beteken dit ook dat ek behoort te kan oplos. Maar as jy allerhande vreemde goed begin raak sien, allerhande manewales begin uitvoer, waardeur jy samesweringsteorieë ontwerp om te probeer die skuld op iemand anders plaas, dan is die effek daarvan dat jy erken eintlik daardeur jou eie onvermoë, dis wat die regering doen, dis wat die ANC doen, om iets omtrent die situasie te doen. Ek dink dis 'n baie belangrike aspek van die hele gesprek. Dit verraai die onvermoë. Daar word soos 'n kat op 'n warm plaat rondgespring. Nee, maar dis iemand anders se skuld. Dit is donker magte. Nee, dis nie donker magte nie. Dis julle. Julle is die donker magte wat die probleem veroorsaak het. Om daardie verantwoordbaarheid te kry en daai verantwoordelikheid te vat. Ja. Nou bly gerus by ons, net hierna gaan ons voort met fokus. Dan gaan ons onder meer ook kyk oor die onlangse kabinetverskywings. Bly by ons. Welkom terug by Fokus hier op Pretoria FM. Ek is Susan Botha, my ateljee gaste vanaand is professor Koos Malan, genoot by Sakeliga, en dan ook Arno Rood, operasionele beampte by Solidariteit Beweging Trust. Nou ons het verlede week het ons ook 'n ander groot skuif gesien en dit is in die kabinet. Waar die voormalige minister van Landbou uitgeskuif is, John Steenhuisen, en Willie Oukamp in sy plek as minister ingehuldig is. Daar was ander aanstellings en ander skuiwe wat ook gemaak is. Een daarvan wat ek dink wat baie kritiek en eintlik maar baie vrae ontlok het, was die een van Dina Poole. So professor, ek wil by jou gehoor, wat is jou opinie oor hierdie kabinetskuiwe, en dan 'n opvolgvraag daarop is, hoe versterk of moet dit die regering vir nasionale eenheid versterk? Ja, dit is miskien baie paslik om in dieselfde asem na Dina Poole en John Steenhuisen te verwys. Dina Poole het die besondere onderskeiding dat Zuma het haar uit sy kabinet uitgesit. Nou dit was 'n tydvak van besondere korrupsie. So om te kwalifiseer dat oud-president Zuma jou uit sy kabinet moes laat, beteken regtig jy speel aan die wenspan van gekorrumpeerdes.
En dit is inderdaad ook soos omtrent alle politieke kommentators reageer en ook die oppositiepartye reageer. Pule is werklik waar eintlik nie bevoeg om in 'n openbare posisie te wees nie. Daar's 'n verslag uitgebring destyds in 2013 van die openbare beskermer waarin in besonderhede uitgewys het hoe flagrant sy verantwoordelik was vir die wanbesteding van staatsfondse. Hoe sy verantwoordelik was vir ernstige wanadministrasie. Sy en metgesel, 'n kerel van haar, oral oor die wêreld rondgetoer, verskriklik baie geld uitgegee, geen verantwoording nie. Dit kom te midde daarvan dat die president, die huidige president, insgelyks versuim om stappe te doen teen ander korruptes in sy kabinet. Gister het Piet Kroukamp 'n artikel in 'n rapport gehad waarin hy 'n hele lys van sulke mense verstrek. Dis baie ter sake en dit is goed dat dit inderdaad vermeld word. Want wat dit vir jou wys is dat Ramaphosa wat poseer as die gesig van skoon regering, dat hy eintlik alle geloofwaardigheid met betrekking daartoe het hy prys gegee. Hy het dit heeltemal verloor. Ek vermoed, en dis vir my nogal 'n belangrike punt om te maak, ons het nie in Suid-Afrika te doen in die eerste plek met korrupsie nie. Mense kan amper so ver gaan om te sê, nee man, ons het nie 'n korrupsieprobleem nie. Ons probleem is iets ernstiger. Ons het 'n probleem van politieke kultuur. Ons het 'n politieke kultuur dat ons 'n ander soortige staat het, waarvan die implikasie is dat ons het 'n in Engels is dit 'n post of 'n new liewers patrimonial state. Jy stel jou vriende, jou familie en in hierdie bepaalde geval jou partygenote aan ongeag. Die party moet dood eenvoudig volle beheer uitoefen. En vir daai doel raadpleeg jy jou kollegas, senior kollegas in die party en hulle doen vir jou aan die hand wie om aan te stel, eweneens ongeag korrupsie wat gepleeg is en so aan. So dis 'n kultuur wat beoefen word van hoe moet jy die party aan bewind hou. Die korrupsie is 'n afgeleide daarvan. Dis nie die oorsprong nie. Dis die afgeleide, dis die gevolg. Dit is hoekom jy hierdie aanhoudende proses het dat jy die verslag het van die oud hoofregter, die Zondo-kommissie ensovoorts, maar daar gebeur nie regtig iets om dit reg te stel nie. As gevolg waarvan die implikasie is van die Zondo-kommissie byvoorbeeld is dat dit is nie 'n regstellende kommissie nie. Dit is 'n openbaarmakingskommissie. Dit bring vir ons aan die lig wat is die karakter van die Suid-Afrikaanse staat. Baie nadelig vir die ANC en dit bring vir ons aan die lig, dink ek, wat ek sopas gesê het, naamlik jy werk met 'n nuwe patronaatstaat. En dan gaan niks omtrent die situasie gedoen word vir so lank as wat die ANC die hoofrolspeler in Suid-Afrika bly nie. Met betrekking tot meneer Steenhuisen, maar miskien moet ek dalk eers hier stop, dat ons meneer Steenhuisen dalk afsonderlik bespreek. Voordat ons by hom uitkom, wil ek dit tog net vra, want ek het ook gesien nou dat in die jongste beriggewing dat leefstyl audits nou aangevra word vir Dina Pule en dat sy in 'n portefeulje dien waar sy amper nie kan nou bekostig om droog te maak. Ekskuus, ek is nou baie bly herinner my daaraan. Kyk, dit is 'n interessante ding ook dat sy is 'n senior persoon in die ANC vroue liga. Nou die pos word omtrent gereserveer en dit pas presies in by wat ek sopas gesê het, naamlik oor die aard van die Suid-Afrikaanse staat, hierdie nuwe patronaatstaat. Daai pos is gereserveer, die pos van minister van maatskaplike ontwikkeling, vir 'n senior persoon vir 'n vrou, synde senior persoon in die ANC vroue liga. En die een korrupte na die ander een wat in skandale betrokke is, wat hulle in die grondwetlike hof selfs vasloop, wat persoonlike kostebevele teen hulle kry, na die ander ene. Maar dit is doodeenvoudig so dat hierdie patroon is kultuurmatig, of hierdie kultuur liewers is patroonmatig gevestig. Dit hou maar net so aan. Wat eintlik vir jou wys is 'n baie interessante ding. Dis tog so goed ons bespreek het. Die president sal byvoorbeeld sê, nee maar Jordan Hilo sal nie vir my sê wie ek in die kabinet moet aanstel nie. Ek sal besluit. Dit is nie so nie. Die ANC vroue liga sê vir hom wie jy moet aanstel as minister van maatskaplike ontwikkeling. En sy ander senior partymense sê vir hom wie jy moet aanstel. So jy het aan die een kant oënskynlik 'n grondwetlike reël daar vervat in artikel is dit 85, wat ook al.
wat die grondwet sê, die kabinet word aangestel deur die president. Ja, op papier is dit so, maar in die finale instansie is hy eintlik heeltemal uitgelewer aan sy party. Nou gewoonlik neem staatshoofde, regeringshoofde natuurlik in ag wat is die senior party sienswyse oor die betrokke aangeleentheid. Maar in Suid-Afrika is dit baie ekstreem, want hier is dit hierdie kultuur wat as dit ware bepaal wie in die kabinet moet wees, as gevolg waarvan jy net 'n voortgang kry, 'n kontinuïteit kry van dit wat ons korrupsie noem. Dit verklaar wat hier gebeur. Arno, ek wil tog vir jou vra, as jy mens kyk na hoe die kabinet lyk op hierdie stadium, was hierdie nie die ideale geleentheid vir president Ramaphosa om te sê, maar kom ons kyk, hoe presteer die ministers, hoe presteer die adjunkministers, en dan eintlik maar 'n behoorlike skommeling te doen, en dan ontslae te raak. Want as 'n mens kyk na die staatsskuld, en dat die salarisrekening vir hierdie adjunkte, want nou is John Steenhuisen as 'n adjunkminister aangestel, is dit nie nou die ideale geleentheid wat hy nou laat verbygaan het, om dan net te sê, maar kom ons kyk na, ons doen hierdie kabinet oor nie. Verseker as hy daai geleentheid eers sou kon raak sien in die eerste plek. Maar hulle is so verblind deur hierdie ideologie, presies dit wat prof hierso van praat, dat die stelsel is absoluut gebou, dat Suid-Afrika nie af die Unie gebou regeer word nie, maar eerder hulle toeliehuis. So of dit goed vir die land sou wees en of dit die ideale geleentheid sou wees, maak eintlik nie saak nie, want die hele stelsel is so gebou dat die besluite en die mense wat uitvoering aan daardie besluite moet gee, alreeds bepaal word elders. En selfs binne die regering van nasionale eenheid, waar daar veel partye is wat invloed op hierdie besluite moet neem, sien ons nog steeds hierdie wisselwerking met hierdie rigiede stelsel van nuwe patronaatskap wat prof hierso na verwys. Ek dink natuurlik binne die konteks wat ons die DA se skuwe, die meerderheid van die skuwe wat wel plaasgevind het vanaf instruksie van Jordan Lewis gebeur. Of dit goed of sleg vir hulle gaan uitdraai, gaan nogal interessant wees. Baie mense sien dit as 'n reaksionêre ding wat nou gebeur het hierso, eerder as dat hulle regtige beginselskuif gemaak het op Steenhuisen se vermoë om sy pos en sy amp met bevoegdheid uit te voer. Maar ja, dit is nogal 'n interessante posisie waarin ons nou sit. Ons het 2 minute. Die naderdraai van John Steenhuisen se verwydering as minister van landbou weens verskeie redes, het ook hom in 'n posisie gesit waar dit nou lyk asof hy die DA aanval. En veral as 'n mens dink aan 'n voormalige vriend, sy kind se peetpa, Tony Leon, wat hy nou met Resolve Communications, wat hy nou betrek het en impliseer, hierdie aksie net baie vinnig daaroor. Die tipiese ding van John Steenhuisen, hy hoort eintlik in 'n sekere sin nie in die politiek nie, want hy is geweldig kleinseurig. Jy kan praat van sensitief of delikaat of wat ook al, maar hy is gewoon kleinseurig. Hy het omtrent op elke persoon wat krities gereageer het op sekere goed wat hy gedoen het, met persoonlike aanvalle gereageer. En wat nou gebeur het, is hy is eintlik nou besig met 'n oefening in persoonlike karaktermoord. Ek stel dit verkeerd, in selfkaraktermoord. Hy word totaal geïsoleer deur niemand anders nie as net deur homself. Ek dink Steenhuisen is heeltemal op pad uit die uitvoerende gesag. En na alle waarskynlikheid, ek het tevore al reeds opmerking daar gemaak, verskoon die selfverwysing, maar ek dink Steenhuisen is sonder enige twyfel op pad uit die DA. By vorige geleentheid in hierdie program het ek gesê, binne die volgende jaar, ek sal dit nou korter maak. Ek dink hy is definitief besig om te kyk na ander poste. In die politiek, as enige iemand vir hom iets wil aanbied, ek sal nie verbaas wees as hy uiteindelik baie vinnig in die ANC land nie. Hy het ook met betrekking tot prinsipiële aangeleenthede byvoorbeeld geen aandering gegee daarvan dat hy begryp dat die privaat sektor, die burgerlike sektor se rol behoort te vergroot, die staat se rol behoort te verminder, anders as wat die ANC wil hê. Hy het geen begrip daarvoor getoon met betrekking tot die back and closure aangeleentheid nie. Dis duidelik dat hy het sy eie persoon in die sentrum geplaas. Ek hoor mense verwys na byvoorbeeld hoe Colin Eglin jare terug
sy posisie herhaaldelik verloor het in die DA, in die progressiewe party, die progressiewe federale party ensovoorts. Hy het lojaal gebly. Dis wat mense baie dikwels doen. Hulle word agterbankers, hulle gaan voort, hulle bly die party dien. Nie hierdie man nie. Hy gaan homself vernietig binne die DA. Hy is trouens klaar besig om dit te doen en hy gaan hom waarskynlik self vernietig in die politiek. Professor, baie dankie Arno. Ons gaan net hierna gaan ons voort met fokus, so bly gerus ingeskakel. Welkom terug, jy luister na Fokus op Pretoria FM. Ek is hier saam met my ateljeegaste, Professor Koos Malan, 'n vergenoot by Sakeliga, en ook Arno Rood, operasionele beampte by Solidariteit Beweging Trust. Nou, ons het in die vorige segment het ons gepraat oor die kabinetskuive en wat dit beteken, en vir iemand spesifiek soos Indina Poolema, ek wil eers weer begin by John Steenhuisen en sy posisie nou gevul, professor, deur Willie Oukamp. Ja. Ek dink dit was 'n goeie stap van Jordan Loos om Willie Oukamp in die posisie in te bring. Daar's op 'n stadium baie sterk gepraat van Ivan Meyer, maar ek dink hierdie is waarskynlik die regte ding, gegee die feit dat alle aanduidings is dat Willie Oukamp beduidende kennis het van landbouaangeleenthede en volgens alles wat ek weet van Willie Oukamp is 'n joviale persoonlikheid. Hy's 'n Afrikaner. Hy is ek kan amper sê 'n beleidende Afrikaner en hy gaan met groot gemak waarskynlik omgaan met die boeregemeenskap. So nie net vanuit 'n landbouoogpunt nie, maar vanuit die DA se oogpunt beskou, gegee die agtergrond van die enorme skade wat Steenhuisen aangerig het, is dit skadebeheer. So ek dink dit is waarskynlik die regte ding wat die DA hier gedoen het vanuit landbouposisie sowel as vanuit 'n partytetiese posisie. En ek het ook gesien dat georganiseerde landbou ook alreeds hulle positiwiteit oor hierdie aanstelling uitgespreek het. Net miskien 'n laaste opmerking. Kyk wat John Steenhuisen gedoen het. Hy het dadelik gedink hy's een van 'n koning. Dis regtig so. Ek meen, hy het begin beklei met mense in landbou en ander rolspelers en het hom vasgeloop in die hof. Daarna het hy wanvoorstellings gemaak oor wat in die hof gebeur het. Dit terwyl dit openbare kennis was wat in die hof gebeur het. Hoe hy oor die vingers getik is, wel, nie net oor die vingers getik is nie, pak slaag gekry het in die hof. Kostebevele. Die teenoorgestelde daarvan is dat Willie Oukamp onder andere in 'n artikel gister in 'n rapport dadelik gesê het, maar luister, ek reik uit na die landbougemeenskap. Ek dink dit kom vir hom natuurlik as deel van sy persoon dat hy sal dit inderdaad doen. So ja, die eerste stappe ten aansien daarvan is reeds in die gang. Trouwens, ek dink die eerste ontmoetings was reeds vandag. Ek wil daarbey aansluit, Arno, en kom by Afribaga en John Steenhuisen se uitlatings daaroor. Ja, ek dink aan die een kant sien ons hoe die DA regtig goeie skuiwe maak, posisionering van Willie Oukamp, in 'n sin 'n knikkie aan die Afrikaner gemeenskap wat regtig seer gemaak is deur Steenhuisen. Maar soos wat hulle hierdie goeie werk doen, is Steenhuisen aan die ander kant besig om ernstige probleme vir die DA se verhouding met Afrikaners te veroorsaak. Ons het nou kortliks gepraat oor hoe die ANC met hierdie samesweringsteorieë vorendag kom, omdat hulle nie hulle eie skuld in die probleem kan erken nie. En dis amper wat ek sien by Steenhuisen ook nou, waar hy sê, nee, maar dit is Tony Leon wat deur hierdie media instrumente wat hy het en deur sy maatskappy hierdie veldtog teen hom druk en dat dit Afrimaga is, hierdie oppergesag Afrikaner samesweerders wat op hom neerdal om hom uit sy posisie uit te kry. Nou eerstens is ek altyd met al hierdie kommentators baie opgewonde as hulle dink dat Afrikaners werklik soveel gesag het dat ons net die marionettoutjies van die samelewing trek. Maar in 'n netto is dit net verskriklik destruktief vir Steenhuisen self. Ek stem heeltemal saam met Prof daarso dat vir sy eie loopbaan en sy eie geloofwaardigheid is hierdie net fataal wat hy doen. Maar dit doen ook ernstige skade aan die DA, waar hy nog uit hierdie posisie uitkom asof Afrikaners vanselfsprekend 'n sekere politieke identiteit het en amper uit 'n idee-raamwerk kom waar hy miskyk die tipe politieke selfvertroue en kulturele selfvertroue wat Afrikaners weer gekry het. En dat uitlatings soos hierdie, waar hy sê dat organisasies wat 'n groot deel van Afrikaners verteenwoordig kwaadwillig is. Ek dink hy het ons tribalists en sometimes racists genoem. Dit spreek toe tot 'n groot gedeelte van die Afrikaner gemeenskap.
En ek is nie oortuig dat hulle dit meer doeteenvoudig op die ken gaan vat nie. Hulle laat hulle self gehoor word en dit mag dalk sekere skuwe in die politieke spasie skep wat tot groot kommer vir sy party waar hy minstens nou is, mag wees. Arno, jy het vroeër in die program het jy genoem dat daar baie dinge is wat die regering doen wat skietgoed gee vir die Amerikaners waar daar nou 'n baie groot lig skyn op Suid-Afrika en op beleid, nie net buitelandse beleid nie, maar binnelandse beleid. En dit bring my nou by ons volgende gesprek en ons het enkele minute daarvoor oor, maar ek wil tog vir jou vra dat ons het gesien dat Afrikaner leiers, onder andere Niasa en AfriForum Solidariteit, die Vryheidsfront Plus, het besoek afgelê by die Amerikaanse ambassadeur en daar is bepaalde goed bespreek, onder andere dat jong mense nie uitgesluit moet word in die ekonomie nie. Net jou reaksie op daardie besoek. Ja, ek dink as 'n wegspringplek is dit baie belangrik om in ag te neem dat al hierdie organisasies daardie spasie betree en in hierdie gesprekke intree uit die posisie uit dat hulle lede verteenwoordig. Daar's ons baie gesprekke van en kommentators wat in hierdie gesprek wil inklim en sê, maar julle praat nie namens ons nie. Hulle het nooit gesê hulle doen nie. Hulle is baie duidelik dat hulle namens hulle lede praat en hulle belange voorspraak lewer. Maar wat mens ook nie kan ontken nie en wat so belangrik is om eerlik oor te wees in die weier-gesprek, is dat dit wat die solidariteitsbeweging en hierdie ander rolspelers voorspraak maak, is ten baat van die hele land. Dit is om die AGOA te beskerm, dit is om sanksies af te weer, dit is om 'n vryer mark en sterker handelsooreenkomste seker te maak en rassewetgewings meer stelselmatig weg te doen. En dit is ter voordeel van die hele land. So of jy nou wil sê hulle namens jou praat of nie, jy gaan die vrugte pluk van hierdie werk as dit goed gedoen word. En ek dink diegene wat hoogs krities daaroor is en regtig dans en te kere gaan, moet 'n mate van introspeksie gaan doen en eerlik wees oor hierdie punte voordat hulle te publiek deelneem aan hierdie gesprek. Ons sal op 'n volgende geleentheid gesels oor hoe die regering daarop reageer, maar prof, ek wil eindig met 'n besoek verlede week wat ek dink baie mense se hare laat regop staan het. En dit is dat oud-president Jacob Zuma in Indië was en dat hy besoek afgelê het by Ajay Gupta, wat tans 'n voortvlugtige is hier, die nasionale vervolgingsgesag wat steeds poog om hulle terug te kry hier in Suid-Afrika sodat hulle kan pa staan vir hulle rol of beweerde rol in staatskaping, soos wat ons gesien het in die Zondo-kommissie, maar professor se reaksie op daai besoek en die hoofkommissaris in Indië, sy werk en rol in hierdie besoek. Die arme hoofkommissaris is ernstig in die moeilikheid by die departement van buitelandse sake wat reeds ernstig in die gedrang is, omdat hulle nie behoorlik hulle werk kan doen nie. Daar's 'n enorme klomp buitelandse poste wat doodeenvoudig nie gevul is nie. Nou skynbaar is die arme man op die verkeerde voet betrap. Hy het nie geweet dat by hierdie geleentheid in die tempel waar Zuma was en waar Ajay Gupta was, die hoofkommissaris het nie geweet Gupta gaan daar wees nie. So hy skynbaar op die verkeerde voet betrap. Wat kan gedoen word met betrekking tot Zuma? Die antwoord is niks nie. Hy was daar gewees as 'n privaat burger, né? Weliswaar is dit die leidende figuur in die MK party, maar steeds was hy daar as 'n privaat burger. Daar's geen optrede wat teen hom geloods kan word nie. Ek hoor nou daar word vreeslik soos 'n wille katte rondgespring oor wat is die moontlikheid wat hier gedoen kan word. Niks nie. Wat Zuma gedoen het, is hy het vanuit sy oogpunt beskou, het hy 'n doeltreffende stukkie opportunistiese politiek beoefen in aanloop na die verkiesing toe. Wat behoort te gebeur is dat die nasionale vervolgingsgesag wat gesukkel het om 'n eenvoudige uitleweringseis deur te kry 18 maande gelede, dat hulle weer hulle werk moet doen en dat hulle moet sorg vir die uitlewering van die mense wat naby AJ is. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, ek sien ook daar is ernstige kommer oor, maar is Zuma nie besig om sy eie soortige buitelandse beleid te bedryf nie? Ja, dit is so. Hy is besig om sy eie buitelandse beleid te bedryf en skynbaar ook om fondse te gaan werf vir sy party met die oog op die verkiesing. Dit gaan ook gepaard met wat ons vroeër vanaand verwys het, naamlik die gebrek aan regeervermoë. As jy al hoe minder regeervermoë het, dan gee dit doodeenvoudig prys aan ander mense. En op 'n baie vreemde wyse
En ek moet nou baie versigtig trap want hier is mense wat ek regtig nie graag wil te nakom nie. Dis die solidariteit beweging. Solidariteit beweging beoefen ook eie buitelandse beleid. Die DA beoefen ook eie buitelandse beleid. Hulle het ook besoeke gebring aan die FSA en elders. Hoekom gebeur dit? Dood eenvoudig om dieselfde rede, naamlik dat die regering kan nie behoorlike buitelandse beleid beoefen nie. Hy het nie mense nie, hy het nie idees nie. Hy weet dood eenvoudig nie wat om te doen nie. So jy het eintlik in die finale instansie twee radikaal uiteenlopende verskynsels. Zuma aan die een kant wat opportunisties optree, wat groot kringe rondom die veelpartyregering hardloop. Aan die ander kant het jy die Afrikaners, oppositiepartye ensovoorts wat dood eenvoudig eie buitelandse beleid begin beoefen ter wille van Afrikaners self, maar ter wille van die publiek in die geheel op grond van iets wat ek sou noem 'n soort van 'n sorgsame nasionalisme. Hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dit met toenemende sukses? Dood eenvoudig omdat die vakuum gelaat word en die vakuum word gevul deur bekwames wat dit kan doen. In 1 minuut professor, ek wil jou vra, die vraag is ook rondom protokol vir oud staatshoofde. Is daar nie 'n tipe van 'n protokol wat Zuma moes volg omdat hy 'n president was? En dat daar nou ek het ook gedink dat die minister in die presidentskap ook genoem het dat sy presidensiële regte weggeneem kan word, is hy nie op 'n ander vlak nie. Sekerlik ja, ek meen per slot van rekening word hy ook steeds aangespreek. Dis wat gebeur met oud presidente. Jy word steeds aangespreek as president. So terwyl hy daar by Ajay Gupta gestaan het, was hy president Zuma. Ja, maar protokol hang altyd af van instemming. As jy besluit, ek gaan nie instem nie, ek gaan nie die protokol volg nie die protokol nie. Daar's baie min wat afdwingend teen jou gedoen kan word. Protokol is eintlik gebaseer op reëls van goeie maniere, reëls van die Engelse woord sou wees comity en so aan. As jy dit nie wil volg nie, volg jy dit nie. As jy nie 'n reëlspeler is nie, soos wat Zuma inderdaad is, dan maak jy soos jy goed dink. Interessante gesprek, want volgende maandag dan maak ons weer so. Ek wil my gaste bedank. Arno, baie dankie vir jou deelname vanaand. Dit is altyd goed om met jou te gesels. Professor Milan, baie dankie ook vir jou deelname. Gaaf. En dit was Fokus vir vanaand. Sluit gerus weer volgende maandag aan by ons aan.